Vandag se lesie is nog besig met algebraïese vergelykings, maar ons gaan nou kyk na 'n nuwe algebraïese vergelyking, en die vergelykingkie waarna ons nou gaan kyk, is na kwadratiese algebraïese vergelykings. Nou, kwadratiese vergelykings is vergelykings waar die veranderlike 'n eksponent van 2 het. Nou, as julle nou net gou terugdink na julle faktorisering, onthou, ons het met faktorisering geleer van ons verskil van kwadrate. Ons verskil van kwadrate was die eerste enetjie waarvan ons geleer het, was die verskil van kwadrate. Ons het gesê of kwadrate of vierkante. Met ander woorde, ons het gesê dit is wanneer ons byvoorbeeld volkome vierkante het met 'n minusteken tussenin, en 'n voorbeelde van dit was soos x² minus 16. En die volgende een wat ons geleer het van was ons kwadratiese 3-term. As julle onthou, hoe lyk ons kwadratiese 3-term? Dit was by faktorisering die reëls wat ons leer toepas het. As ons dink aan ons kwadratiese 3-term, byvoorbeeld x² plus 5x plus 6, het ons gesê dit is 'n kwadratiese 3-term, want hy het 1, 2, 3 terme, en hy het 'n eksponent van 2, en hulle is in dalende magte van x gerangskik. Hierdie het ons gepraat van as ons het x² plus 5x plus 6, as hy so gerangskik is in dalende magte van x, praat ons ook van dit mos as ons standaard vorm. Nou, as ons terugkom na kwadratiese vergelykings toe, is dit vir ons dan nou duidelik dat kwadratiese vergelykings is vergelykings waar die veranderlike 'n eksponent van 2 het. Met ander woorde, ons het ook nou gesien 'n vergelyking het 'n is gelyk aan teken mos. 'n vergelyking het 'n is gelyk aan teken en 'n linkerkant en 'n regterkant. So as ons praat van kwadratiese vergelykings, dan sal die vraag byvoorbeeld wees, los die volgende vergelyking op, of nog steeds los vir x op, en die voorbeelde van dit sal wees. Ons sal nou byvoorbeeld kry x² minus 16 is gelyk aan 0. Dit is ons een voorbeeldjie. Met ander woorde, ons kan nou sien ons het 'n kwadratiese vergelyking, want ons vergelyking veranderlike het 'n eksponent van 2. Nou, as ons hierdie vergelykingkie gaan oplos, is daar nou een van 2 maniere. By die kwadratiese vergelyking met ons verskil van vierkante, kan ons hierdie vergelykingkie, soos wat hy hier staan, nou gaan faktoriseer. Onthou, hoe werk ons reël met verskil van vierkante? Ons reël by verskil van vierkante is 1 hakie plus, 1 hakie minus. Dan was dit mos nou weer die vierkantswortel van x² wat x is, en die vierkantswortel van 16 wat 4 is. Met ander woorde, wat is die belangrike ding wat ons gedoen het? Ons het gefaktoriseer. So die eerste stapie wanneer ons kwadratiese vergelykings oplos, wat reeds in 'n kwadratiese vergelyking reg geskryf is, wat soos die standaard vorm lyk, dan kan ons sommer direk gaan faktoriseer. Nou beteken dit mos, as ek nou hierdie het, as julle nou mooi sal oplet, as ons nou gaan kyk, ons het 1 hakie, maal met nog 'n hakie wat gelyk is aan 0. By implikasie beteken dit mos, as hierdie hakie 0 is, dan het ek 0 maal met x minus 4, en dit gaan vir my 'n antwoord gee van 0. Met ander woorde, ek kan sê x plus 4 kan gelyk wees aan 0, want as x plus 4 gelyk is aan 0,
dan gaan my sommetjie mos vir my 'n antwoord van 0 gee. Die volgende enetjie wat ons kan hê, as ons nou weer kyk na ons x plus 4 maal met x minus 4 wat gelyk is aan 0. As x plus 4 nou nie 0 is nie, maar x minus 4 is 0, dan beteken dit mos nou as ek het x plus 4 maal met 0, dan gaan ek 'n antwoord kry van 0. Met ander woorde, by implikasie kan ek dan sê, x minus 4 is gelyk aan 0. So as ons hierdie sommetjies antwoord, dan gaan dit altyd so lyk. Ons het x kwadraat minus 16 is gelyk aan 0. Wat moet ons doen? Ons moet faktoriseer. Verskil van vierkante herken ons. As ons faktoriseer, 1 hakie plus, 1 hakie minus, x kwadraat se vierkantswortel is x, 16 se vierkantswortel is 4. Ek gaan nou sê, x plus 4 is gelyk aan 0, of dit kan wees dat x minus 4 gelyk is aan 0. En nou los ek vir x so op. Ok, nou pas ons weer ons gewone reëls toe, wat ons al geleer het met die oplos van vergelykings. Ek wil x alleen hê, met ander woorde, ek vat die 4 oor. Onthou, die oomblik as die 4 oor die is gelyk aan teken gaan verander sy teken. So my antwoord by die eerste enetjie is x gelyk aan minus 4. Of, ons kyk na die tweede deeltjie van die som. As ek nou daai x alleen wil hê, moet ek die minus 4 oorvat. As ek daai minus 4 oorvat, dan kry ek x is gelyk aan 4, want die oomblik as hy oor die is gelyk aan teken gaan verander sy teken. Wat ek nou ook wil hê julle moet hier oplet, is omdat ons hierso 'n x kwadraat het. Daai kwadratiese vergelyking beteken dat ons 2 antwoorde gaan hê vir x. Die oomblik as ons daai kwadratiese vergelyking het, beteken is daar 2 moontlike oplossings vir x. Die volgende voorbeeldjie waarna ons kan gaan kyk, is 'n voorbeeld van 'n kwadratiese 3-term. So ons het x kwadraat plus 5x plus 6 is gelyk aan 0. So wanneer hy in hierdie skryfwyse is, dan is hy klaar in ons standaardvorm. Dit is ons standaardvorm waarvan ons praat, want hy is in dalende magte van x. Jy kan sien, ek het my x kwadraat, ek het my x en ek het net my getalletjie, met ander woorde, hy is in standaardvorm. So die eerste ding wat ons gaan doen as die vergelyking vra, los die volgende vergelyking op. Die eerste dingetjie wat ons gaan doen as die vraag dit vra, gaan ons faktoriseer. Nou moet ons weer ons reëls onthou van hoe ons faktoriseer met 'n kwadratiese 3-term. Kwadratiese 3-term gaan ontbind in 2 hakies. Die plus voor die 6 beteken die tekens in die hakies is dieselfde. Hierdie plusie beteken mos nou weer my tekens is dieselfde. Wat gaan die tekens in die hakies wees? Die tekens in die hakies gaan die plus wees. Die eerste faktore is x en x. Die volgende vraagie was mos nou weer, wat is die faktore van 6? Wat se som vir my 5 gee. So 6 se faktore is 6 se faktore wat se som vir my 5 gaan gee is 3 en 2. So 3 en 2 is die faktore wat in die hakies moet kom. Nou goed, net soos ons nou gesê het, dit kan nou beteken,
As ons nou gaan kyk na hierdie, kan ek sien dat hierdie hakkie kan gelyk wees aan 0 of my volgende hakkie kan gelyk wees aan 0. So, ek gaan skryf x plus 3 is gelyk aan 0 of x plus 2 is gelyk aan 0. Ek het nou my vergelykingkie, sodat ek nou kan x isoleer of alleen kry, so ek moet die 3 oorvat, die oomblik as hy oor die is gelyk aan teken gaan, verander sy teken na 'n negatief toe. Dan die volgende ene, as ek daai plus 2 het, ek moet hom oorvat, want ek wil x alleen hê, die oomblik as hy oor die is gelyk aan teken gaan, verander sy teken na minus 2 toe. Met ander woorde, soos julle nou kan sien, is ons antwoord vir hierdie oplossing, x is gelyk aan minus 3, of x is gelyk aan minus 2. Wat baie belangrik is, wat julle net hier moet oplet, is dat ons het 2 antwoorde. Volgende voorbeeldjie waarna ek wil hê ons moet kyk, is 'n voorbeeldjie wat soos volg lyk. Onthou, die vraag is nou nog steeds, los op vir x of los die volgende vergelykings op. Nou het ons x² is gelyk aan 7x minus 6. Nou die eerste dingetjie wat ons hier moet sien, ons het 'n is gelyk aan teken, so ons het 'n vergelyking. Verder het ons 'n kwadraat, met ander woorde, ons weet dit is 'n kwadratiese vergelyking. Verder sien ons het hier 'n enetjie en hier het ons net 'n getal. So die eerste stap wat ons nou gaan doen is om hom in standaard vorm te skryf. Nou, hoe werk standaard vorm ons nou? Standaard vorm is dat hy soos x² is, met ander woorde, ons gaan elkeen van hierdie terme oorvat. Ons het ons x², ons wil hom in standaard vorm gaan skryf. Hoe gaan ons hom in standaard vorm skryf? Ons gaan hierdie 7x oorvat en ons gaan dit word dan minus 7x en ons gaan die minus 6 oorvat en dit word plus 6 is gelyk aan 0. Nou kan julle erken dat hy nou in standaard vorm is. Wanneer hy nou in standaard vorm is, dan gaan ons faktoriseer. Hoe werk ons reëls van faktorisering nou weer? Ons sien ons het 'n kwadratiese 3-term. Ons gaan 2 hakkies hê wat gelyk is aan 0. Daar is 'n plus voor die 6 wat beteken die tekens in die hakkies is dieselfde. Daai plusie beteken die tekens in die hakkies is dieselfde en dan gaan hierdie die teken wees wat in my hakkies gaan staan. Met ander woorde, ek weet dis 'n minus en 'n minus. Faktore van x² is x en x. Die faktore van 6, wat se som vir my 7 gee, is 6 en 1. Met ander woorde, ek kan nou weer sê, x minus 6 is gelyk aan 0, of x minus 1 is gelyk aan 0. Ek moet my minus 6 nou oorvat, want ek wil x isoleer, ek wil hom alleen hê, ek wil hom oplos, met ander woorde, x is gelyk aan 6, of by die volgende enetjie moet ek die minus 1 oorvat, met ander woorde, x is gelyk aan 1. En soos julle kan sien, het ons weer 2 oplossings vir x. As ons byvoorbeeld kyk na die volgende enetjie, het ons x² minus 2x
is gelyk aan 15. En net soos wat ek nou gesê het, let op, by kwadratiese vergelykings vat ons alles na die linkerkant toe en skryf 0 aan die regterkant. So wat ons hier moet sien, by hierdie vergelykingkie, het ons nou 'n kwadraat, ons het 'n 1 en ons het net 'n getalletjie. Maar nou is hy nie in standaardvorm nie. So ons standaardvorm is die manier wat ons dit kry is om alles na die linkerkant toe te vat, dan word hy in standaardvorm geskryf. Met ander woorde, ek gaan hierdie 15 links vat, ek vat alles links, met ander woorde dit word minus 15 en 15, daar bly nou 'n 0 aan die regterkant oor. Nou die volgende stapie wat ons nou moes gaan doen is om te faktoriseer. Faktoriseer sien ons het 'n kwadratiese 3 term, so ek gaan my 2 hakies hê. Daar is 'n minus voor die 15, dit beteken my tekens moet verskil. Julle onthou nog hoe werk dit? Daai minus voor die 15 beteken my tekens in die hakies gaan verskil, so een hakie gaan 'n plus wees, een hakie gaan 'n minus wees. Dan is dit nou die faktore van 15, wat se verskil vir my minus 2 gaan gee. Die faktore van 15 is 5 en 3. Nou 3 minus 5 gaan vir my minus 2 gee. Met ander woorde, ek het 'n minus 5 en ek het 'n 3. My hakies is dus x plus 3, x minus 5. Nou kan ek weer sê x plus 3 is gelyk aan 0 of x minus 5 is gelyk aan 0. So my antwoord is x is gelyk aan, onthou ek vat nou die 3 oor want ek wil vir x alleen hê. So daai plus 3 gaan oor, die oomblik as hy oorgaan dan word hy 'n negatief. Of my volgende antwoordjie moet ek die minus 5 oorvat. Die oomblik as die minus 5 oorgaan dan word hy positief. So my 2 antwoorde is x is gelyk aan minus 3 of x is gelyk aan 5. Dit is belangrik dat jy jou of skryf, want dit is die een antwoord of die ander antwoord. As ons nou kyk na die volgende voorbeeldjie. Die volgende voorbeeldjie het ek nou byvoorbeeld x kwadraat is gelyk aan 9. So as ons nou volgens ons reël gaan, en dit is vir my partymal beter dat julle dit eerder so doen, alles linkerkant toe, ek sal nou die ander voorbeeldjie doen soos in hierdie tipe geval. Maar as ons alles linkerkant toe vat en ons het ons regterkant gelyk aan 0, dan gaan ons kry dat ons het x kwadraat minus 9 is gelyk aan 0. Nou kan ek sien ek het my kwadratiese vergelyking en ek het verskil van vierkante. So die volgende stapie wat ek moet doen is ek moet faktoriseer. Hoe werk die reëls vir die faktorisering van 'n verskil van vierkante nou weer? Dis reg, ek het my 2 hakies. Een hakie is 'n plus, een hakie is 'n minus. Die vierkantswortel van x kwadraat is die eerste term in die hakies. Die vierkantswortel van 9 is die tweede term in die hakie. Nou kan ek met ander woorde sê x plus 3 is gelyk aan 0 of wat belangrik is, x minus 3 is gelyk aan 0. Ek wil x isoleer, met ander woorde, ek gaan daai plus 3 oorvat, met ander woorde, x is gelyk aan min 3, of die volgende enetjie vat ek die min 3 oor, met ander woorde, x is gelyk aan 3.
Nou by hierdie enetjie kan jy 'n ander metode ook volg omdat ons net 'n x² het. Dit is die enigste tipe vraag wat jy 'n ander voorbeeld ook kan volg by 'n kwadratiese vergelyking. As ons het x² is gelyk aan 9, dan kan ons om die x² weg te kry, kan ons die vierkantswortel gaan kry. So as ons die vierkantswortel kry aan die linkerkant, dan kan ons die vierkantswortel kry aan die regterkant. Maar wat baie belangrik is dat jy moet onthou om 'n plus of 'n minus dan voor die regterkantste vierkantswortel te sit. En dit is 'n ding wat die kinders nogal geneig is om te vergeet. Die vierkantswortel van 9 is 3. Met ander woorde, hierdie sommetjie kan ons op hierdie manier ook oplos as jy kan onthou om die plus of minus te sit. Want soos julle sien uit die eerste deel wat ons gehad het met verskil van kwadrate, hoekom is dit 'n plus en 'n minus? Want onthou nou ook, as jy hierna kyk, kan jy onthou dat 3 maal met 3 gee vir my 9 en net so gaan minus 3 maal met minus 3 ook vir my 9 gee. Met ander woorde, jy kan dus sien, ek het nog steeds 2 oplossings, die een oplossing is plus 3 en die ander oplossing is minus 3. Nou, dit is die enigste geleentheid wat jy dit kan oplos deur die vierkantswortel te gebruik. Ook, jy moet dan net jou plus of min teken onthou. Ons kyk nou net na nog 'n volgende voorbeeld. Ons volgende voorbeeld is 4x² minus 32x is gelyk aan 0. Nou, as ons na hierdie voorbeeld kyk, kan ons mooi sien, ons het weer 'n kwadraat en 'n 1. So, die belangrike ding wat ons nou moet onthou, ons gaan faktoriseer. Ons sien alles is klaar aan die linkerkant, so ons hoef dit nie oor te vat linkerkant toe nie. Alles is klaar aan die linkerkant, nou moet ons net faktoriseer. As ons faktoriseer hier, gaan ons sien, ons kan 'n gemeene faktor van 4x uithaal. Dan bly daar x minus 8 in die hakkie oor. Nou dieselfde bly geld vir alles julle kinders. Hierdie deel, as hy nou gelyk is aan 0, beteken dit 0 maal met die hakkie is mos 0. Of as ek nou het dat hierdie deeltjie gelyk is aan 0, dan gaan dit mos nou beteken ek het 4x maal met 0 wat ook gelyk is aan 0. Met ander woorde, ek gaan steeds hier sê 4x is gelyk aan 0 of x minus 8 is gelyk aan 0. Onthou, ek wil nou x alleen hê, met ander woorde ek deel deur die koëffisiënt van x en 0 gedeel deur 4 bly 0. Aan die ander kant wil ek vir x alleen hê, so die of deel moet ek vir x alleen kry, so ek vat die minus 8 oor en dit word dan x is gelyk aan 8. Met ander woorde, ek het steeds my 2 antwoorde, omdat ek 'n kwadratiese vergelyking het. Die volgende voorbeeldjie waarna ons kyk, as hulle hom gee x minus 3 is gelyk aan 0. Wat julle hier moet raak sien, wat baie belangrik is, hulle het 'n deel van die werk klaar vir jou gedoen. Hy is klaar gefaktoriseer, so jy gaan nou nie eers die hakies verwyder nie, hulle het klaar die faktorisering deel vir jou gedoen. So al wat jy nodig het om te doen is vir die oplos van jou vergelyking verder. Met ander woorde, al wat jy hier hoef te doen is om te sê x is gelyk aan 0 of x minus 3 is gelyk aan 0. Jy wil jou x alleen hê, met ander woorde jou minus 3 moet jy oorvat,
So ek kry x is gelyk aan 3. Kom ons kyk na die volgende een. 8x tot die mag 3 minus 16x kwadraat is gelyk aan 0. Die eerste ding wat ons nou moet doen, hy is nie gefaktoriseer nie, met ander woorde, ons moet faktoriseer. Wat is die gemeene faktor wat ons nou hier kan uithaal? Die gemeene faktor wat ons kan uithaal is 8x kwadraat en dan bly daar x minus 2 in die hakies oor. Ek gaan nou met ander woorde sê 8x kwadraat is gelyk aan 0 of x minus 2 is gelyk aan 0. Nou as 8x kwadraat gelyk is aan 0, as ek deel deur 0, 8 deel deur 8, met ander woorde, as ek met my koëffisiënt gaan deel, dan deel ek mos deur 8 en ek deel deur 8, met ander woorde, ek kry x kwadraat is gelyk aan 0, want 0 gedeel deur 8 is 0. Daarom kan ek maar net sê is x gelyk aan 0. By die volgende deeltjie van die som, moet ek die minus 2 oorvat, want ek wil vir x alleen kry, met ander woorde, x is gelyk aan 2. As ons byvoorbeeld kyk na x plus 3 maal met x minus 4 is gelyk aan 0, is die belangrike ding wat jy hier weer moet oplet, hy is klaar gefaktoriseer. Jy het nie nodig om nou eers die hakies te gaan uitmaal nie, want as jy dit nou doen, dan moet jy nou in elk geval weer gaan faktoriseer. So, jy kan hier al net sê x plus 3 is gelyk aan 0 of x minus 4 is gelyk aan 0. Nou moet ons net weer vir x alleen kry, so ons vat die 3 oor, met ander woorde, x is gelyk aan minus 3. Of ek moet die minus 4 oorvat, met ander woorde, x is gelyk aan 4. As ons nou byvoorbeeld kry x kwadraat is gelyk aan minus 9, dan hoef jy hier nou nie eers 'n sommetjie te doen nie. Die belangrike ding is, hy het geen oplossing nie. En dit is dan ook jou antwoord, want onthou, x kwadraat kan nooit negatief wees nie. So die oomblik as jy die sommetjie kry, dat x kwadraat gelyk is aan 'n negatiewe antwoord, dan kan jy net skryf geen oplossing nie, want x kwadraat kan nooit negatief wees nie. Hoekom kan x kwadraat nooit negatief wees nie? Want onthou, 'n kwadraat is iets maal met homself. So 'n plus maal 'n plus is altyd 'n plus. En as ek 'n minus met 'n minus vermenigvuldig, kry ek ook altyd 'n plus. Met ander woorde, x kwadraat kan nooit negatief wees nie. So vir so sommetjie is jou antwoord altyd geen oplossing nie. As ons nou byvoorbeeld kyk na x minus 3 maal met x plus 1 is gelyk aan 12. Wat nou baie belangrik is, wat julle hier moet oplet, is dat ons mos nou hier, het ons nie 'n 0 nie. Met ander woorde, die eerste ding wat ons nou hier gaan doen, is ons moet ons hakies gaan verwyder, ons moet uitvermenigvuldig. Kom ons skryf eerder, ons moet ons hakies verwyder. Met ander woorde, ek gaan vereenvoudig. Is reg, want as ons mos ons hakies verwyder, dan vereenvoudig ons. So ons moet ons distributiewe eienskap toepas. Ons gaan sê x maal met x is x kwadraat. Dan het ons x maal met 1 gee vir my plus x.
Dan het ons nou minus 3 maal met x wat vir my gee, minus 3x. En dan het ek minus 3 maal met plus 1 wat minus 3 is gelyk aan 12. Die volgende ding wat ek moet doen is ek moet alles links vat. Saam met die vereenvoudig het ek nou x kwadraat minus 2x minus 3 minus 12 is gelyk aan 0. Want ek bring nou hierdie 12 links, sodat ek alles links het, want ek is besig om hom te skryf na standaard vorm toe. Goed, so ek het nou x kwadraat minus 2x minus 15 is gelyk aan 0. Nou kan ek sien, ek het my linkerkant, wat in 'n standaard vorm is, met my kwadratiese 3-term, wat ek nou kan faktoriseer. Met ander woorde, hoe werk my reël nou weer vir die faktorisering van 'n kwadratiese 3-term? Ek het my 2 hakies. Die minus beteken die tekens in my hakies moet verskil. Met ander woorde, ek gaan hê 1 hakie plus 1 hakie minus. Die faktore van x kwadraat is x en x. Die faktore van 15 wat se verskil vir my minus 2 gaan gee. So as ek nou dink oor die faktore van 15 is dit 5 en 3. Dit moet minus 2 gee, met ander woorde dit moet wees 3 minus 5 gee vir my minus 2. Met ander woorde, ek het die 3kie by die plus en die 5 by die minus. Nou kan ek weer verder sê, x plus 3 is gelyk aan 0, of x minus 5 is gelyk aan 0. Met ander woorde, ek kry nou, as ek oorvat, hierdie plus 3 gaan oor, met ander woorde, ek kry x is gelyk aan minus 3, of die volgende ene het ek minus 5 wat oorgaan, x is gelyk aan 5. En dit is dan my 2 antwoorde vir my kwadratiese vergelyking. As ek nou byvoorbeeld kyk na die vergelykingkie, wat vir my sê ek het x kwadraat plus 8x plus 2 is gelyk aan minus 14. Nou wil ek hê, ek moet alles links vat, want ek sien ek het 'n kwadratiese vergelyking, en ek wil hom skryf na sy standaardvorm. Met ander woorde, ek gaan hê x kwadraat plus 8x plus 2, en hierdie minus 14 gaan nou linkerkant toe, dan word dit plus 14 is gelyk aan 0. Nou is die volgende ding wat ek moet doen, is ek moet faktoriseer. As ek nou faktoriseer, dan gaan ek weer kyk, ek gaan eers hom standaard vorm klaarmaak, ekskuus, vereenvoudig x kwadraat plus 8x plus 16 is 0. Nou moet ons faktoriseer, so ek sien ek het my kwadratiese 3-term, ek gaan my 2 hakies maak, my reëls gaan ek toepas, die plus sê vir my, die tekens in die hakies moet dieselfde wees. Wat gaan die tekens in die hakies wees? Die tekens in die hakies is 'n plus. Die som van die faktore van 16 wat vir my 8 gee. Die faktore van 16 wat se som vir my 8 gee, is 4 en 4. Ek kan dus nou hier sien, ek het dieselfde hakie, so x plus 4 is gelyk aan 0, of x plus 4 is gelyk aan 0. Met ander woorde, ek wil vir x alleen hê, so ek moet die 4 oorvat, dan is x gelyk aan min 4. Of as ek nou by die volgende enetjie kyk, moet die plus 4 oorgaan,
dan is x gelyk aan min 4. Ek sien dus, ek het nog steeds 2 antwoorde vir x, alhoewel hulle presies dieselfde is. Dit bly steeds 2 oplossings. Met hierdie volstaan ek nou met die voorbeeldjies van die oplos van kwadratiese vergelykings. Julle kan hierdie lesie nou oefen, voltooi die huiswerkies en maak seker dat julle dit mooi verstaan.